Reg, nog 'n ewewigskonstante voorbeeld. Indien daar 'n oormaat ammonium waterstofsulfiet in 'n 5 kubieke desimeter houer geplaas word. Okay, ignoreer eers die temperatuur, word dit gevind dat die ewewigskonstante vir die reaksie 2,3 maal 10 tot die mag min 4 is. So kom ons kyk net gou-gou mooi hierso. Jy sal oplet dat hierdie 'n vaste stof is en die ammoniak en die H2S gasse. So as ek 'n K-uitdrukking skryf vir hierdie reaksie, dan lyk dit basies net so: NH3, ammoniak se konsentrasie, en H2S. Dit beteken nie dat ek nie daai ammonium waterstof sulfiet in my tabel gaan gebruik nie. Ek gaan net onthou dat daai konsentrasie nie van belang is nie. Okay, kom ons sit net gou die ander in en hierdie is almal 'n 1-tot-1 verhouding. 1-tot-1-tot-1. Okay. Ek kan ook hierdie Kc waarde invul. 2,3 maal 10 tot die mag min 4 is gelyk aan daai konsentrasies. So ons gaan nou waardes daarin sit. Okay, 'n klein bietjie 'n moeiliker voorbeeld as die vorige. Wat jy moet besef is dat omdat ons het nou onbekende hoeveelheid hier. Dis ook 'n oormaat. So dit maak nie nou regtig saak hoeveel dit is nie. Is daar 0 van hierdie produkte aan die begin. En omdat hulle in 'n 1-tot-1 verhouding is, maak nie saak waarmee hierdie een vermeerder nie. Hierdie een gaan in dieselfde verhouding vermeerder en so hulle mol gaan albei aan die einde dieselfde wees en hulle konsentrasies ook. Okay. So die konsentrasiewaarde hier en die konsentrasiewaarde daar gaan ook dieselfde wees. So wat ek kan doen is, ek kan terugwerk hier en sê net, okay, fine, hierdie is altyd dieselfde waardes of x. So x kwadraat is net 2,3 maal 10 tot die mag min 4. En dan vat ek die vierkantswortel daarvan. Okay, die vierkantswortel daarvan is 0,015165. En dis basies mol per kubieke desimeter. Konsentrasie. So dit kan ek hier invul. Dis hierdie waardes hierso. 0,015165. Albei van hierdie waardes is presies dieselfde. So nou weet ek ten minste wat die konsentrasies by ewewig is. Ek kan ook nou die mol by ewewig bepaal. Mol is konsentrasie maal volume. So die mol is daai waarde maal 5. So ek gaan net sê maal 5. Ek het nou nie genoeg spasie regtig om in te vul nie, maar as jy 'n groter tabel gehad het, dan het jy nou daar 0,015165 maal 5 geskryf. Okay. En dit is ek hoef nie mol te doen nie. Ek kan net sê dit is gelyk aan 0,0758. En hierdie waarde is ook aan 0,0758. So albei van hulle het vermeerder met 0,0758. So hierdie een het verminder met 0,0758. Dis die aantal mol. Ek het nie die konsentrasie nodig nie. Ek kan dit bepaal. Maar ons gaan dit nie gebruik in die vergelyking nie. Ek het ook nie die mol by ewewig nodig nie. Ek het net die aantal mol wat reageer het nodig. En dis daai waarde. So ek het my tabel nie so baie gebruik. Jy kan dit soms sonder 'n tabel ook gedoen. Okay, nou gaan ek net gaan en sê mol is massa oor molêre massa. Of jy kan sê, ek maak net daai kleiner, ons het daai waardes. Jy kan natuurlik dit so ook skryf. Die mol NH4HS is gelyk aan massa oor molêre massa. Okay. So die mol is 0,0758 en dan kan ons die massa kry as die molêre massa het. Nou daar bestaan uit stikstof plus 5 waterstowwe plus 'n swaal. En dan maal ek net regdeur. Dan kry ek 'n massa van 3,87 gram.